Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Ons het laas Sondag reeds begin met 'n nuwe reeks met die tema Welkom Heilige Gees. Oor die belangrikheid van die Heilige Gees in my en u as gelowige se lewe. En ek weet nie wie van julle het nou al gewonder wat hierdie boksers hier voorsoek nie. En hulle is net daar om jou te herinner dat ek en jy elke dag in ons geestelike lewe met 'n stryd besig is, met 'n geveg besig is tussen wie gaan in beheer wees? My vlees of God se gees? So moet nou nie besluit wat 'n mannetjie is wat 'n een nie, hoor? Hulle is net hier vir illustrasie doeleindes en om so 'n bietjie 'n visuele aspek aan dit te bied. Vanoggend wil ek met jou gesels oor saam met wie loop jy? En julle weet natuurlik die antwoord moet dan wees die Heilige Gees. Want saam met wie jy loop bepaal waarheen jy gaan en hoe vinnig jy loop, né? Is dit waar? Okay, is julle hier? Okay. Saam met wie jy loop bepaal baie keer waarheen jy gaan en hoe vinnig jy loop. Is dit nie so nie? As ek saam met Corinda mall toe gaan, dan bepaal dit waarheen ons gaan. Né? Ek het gesien, Delien was saam met Nandes hulle mall toe in die week, en ek weet nie of sy saam met hulle gegaan het, of hulle saam met haar nie, maar of hulle net almal saam nie, maar ek dink so nou en dan het sy hom gevolg, en dan het hulle plekke ingegaan, wat sy nou nie eintlik sou ingaan nie. Né? Ek het 'n pastoor geken, wat as sy vrou mall toe gaan, dan vat hy 'n koerant, en dan kry hy die naaste sitplek. Daai jare was dit nog so, daar was nie bankies oral in die mall nie. Nou het hulle aan mans gedink, het julle gesien? Hulle sit sulke, julle het geweet dis vir mans, daar staan men only, jy moet mooi gaan kyk, daar's 'n bordjie. Dis vir mans daai bankies wat hulle oral so in die mall sit. Want terwyl jou vrou by Woolworths en by Truus en by Foschini en by wat alle plekke daar nou nog ook al kan wees waar daar niks vir jou is nie, kan jy mos nou maar rustig en kalm daar sit. So hy het altyd 'n car magazine gekoop of 'n koerant gekry as hy inkom in die mall en dan gaan sit hy iewers en sê hy vir sy vrou, hier's ek. Want hy het geweet as hy saam met haar loop, gaan sy bepaal waarheen hulle gaan. Sy was natuurlik baie tevrede met die feit dat hy daar gesit het. Want hy was 'n lang ou met lang bene. So as sy saam met hom geloop het sy altyd geweet, 6 van haar tree is 2 van syne. En hy loop met so spoed dat sy voel sy hart loop deur die winkels. So sy was baie happy om daar te sit. Sê gou vir my, wie van julle vrouens se mans loop te vinnig vir jou in die mall? Myne. Ek sien party vrouens skud net hulle koppe, dat hulle nou maar nie te hard iets sê nie. Anders sê sommer myne. Die verskil is, mans weet waartoe hulle gaan. Stap in die mall in, ek gaan daar links draai, ek gaan daar regs draai, ek gaan by hierdie rak in, ek gaan kry wat ek wil hê, ek gaan uitstap, ek gaan inklim, ek gaan ry. Dis klaar. Vrouens wil net kyk of daar nie dalk 'n special by 'n ander winkel is nie. So saam met wie jy loop, bepaal waarheen jy gaan en hoe vinnig jy stap. Jesus kom in Johannes hoofstuk 14 van vers 16 af en hy sê, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Vers 26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. In Johannes 16 kom Jesus weer, en hy praat met sy disippels, en hy sê vir hulle, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
Pastor Delien het laas Sondag gesê, dat die enigste manier, hoe ek en jy suksesvol kan wees, is met die hulp en die leiding van die Heilige Gees. Tesame met die krag van die trooster, daardie een wat met krag saam met my is. Ek het dit geluister, hè? Daai een wat met krag saam met my is, daai een lei my om 'n sukses te maak. Wat vanoggend vir jou sê, sonder die leiding van die Heilige Gees, is niks in my lewe 'n sukses nie. Want dis alles my plan en my idee en my droom. Die Heilige Gees, ons trooster en ons helper, is hier om saam met ons te loop, om ons te lei en ons te leer. Ek vra vanoggend vir jou hierdie vraag, saam met wie loop jy elke dag? Die Bybel leer my van die geveg wat in elke gelowige se lewe aan die gang is. En dis die geveg tussen die Heilige Gees se inspraak en my vlees se inspraak. Nou is julle reg vir die res van die woord? Want daai was die inleiding. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u woord lewend en kragtig is. Here, my gebed is dat u woord vanoggend goeie grond in ons harte sal vind om lewe te skep en 'n verskil te maak. My gebed is, Here, dat u woord in elke aspek van ons lewe vanoggend sal krag wees om verandering te bring. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Nou in Galasiërs 5 kom Paulus en hy skryf vir die gemeente van Galasiërs, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Die Bybel sê, daar's die Gees van God, hoofletter G, Gees, en die vlees. Hy sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wie my besluite help maak, as ek dit vlees my besluite maak, gaan my vlees my na die begeerlikhede van die vlees lei. Want saam met wie ek loop, bepaal waarheen ek gaan en hoe vinnig ek loop. Vers 16 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, en ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'n Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is, en die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is. Want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, daar is 'n fight aan die gang, elke dag in die keuses wat ek en jy moet maak. Is dit die vlees of die Gees wat besluit waarheen ek loop en wat ek doen? En ek wil graag die volgende 3 Sondae so bietjie met jou gesels oor hierdie geveg tussen Gees en vlees in my lewe, sodat ek en jy meer van God se Gees en sy beheer in ons lewens kan hê. Om deur die Heilige Gees gelei te word, behels 'n begeerte om te hoor. Dit behels 'n gereedheid om God se woord te gehoorsaam. En dit behels 'n sensitiwiteit om onderskeid te tref tussen my gevoelens en sy leiding. Ek moet hierdie verhouding met hom hê, dat ek sal weet, wanneer is dit ek en wanneer is dit hy? Wanneer ek saam met die Heilige Gees loop, sal die woord van Jesus in my gedagtes leef, die liefde van Christus sal my aksies motiveer en dit sal bepaal hoe ek leef en sy krag sal maak dat ek in 'n lewe leef anders as wat ek in my eie vermoë ooit sal kan leef. Dis sy krag wat in my werk, en wanneer ons geestelike lewe in ons eie krag probeer leef, gaan ons altyd probeer om dit wat leeg is vol te maak. So wanneer ek in my eie krag probeer, my geestelike lewe in my eie krag probeer leef, dan het ek hierdie lewe wat ek met allerlei dinge probeer volmaak.
Wanneer ek toelaat dat die Heilige Gees my lei, dan gaan ek vanuit die volheid van wie hy is, 'n lewe leef wat hy van my wil hê. Jy sien, wat ek vir jou probeer sê is, ek en jy is leeg. Of om dit mooi te stel, we are full of emptiness in onsself. Ons het nie die vermoë om te leef die lewe wat God wil hê ons moet leef nie. Ons het nie die vermoë om God se standaard by te kom nie. Ons het nie die vermoë om die dienaars van God te wees wat 'n verskil maak in ons gemeenskap, wat God wil hê ons moet wees, in ons eie krag nie, maar in die krag van die Heilige Gees sal ons suksesvol wees, want hy is die trooster, hy is die een wat met krag by my en jou kom staan. Die Heilige Gees, en hier het ek gelees, iemand het dit gesê, kan nie onthou wie nie, maar dit is nie my idee nie. Iemand het in die week het ek lees ek dit gesê, die Heilige Gees lei ons nie soos wat 'n pyskaar by die Indy 500 of by die Formule 1 die karretjies om die baan lei nie. Die Heilige Gees ry nie voor en dan volg hulle hom nie. Die Heilige Gees is soos 'n lokomotief wat 'n klomp treintrokke lei. Die krag is syne. In daai Formule 1 baan, as daai pyskaar voorry, daai kar is nie naaste my vinnig genoeg om vir al hierdie motors weg te ry nie. Maar hy lei hulle net om die baan veilig, omdat daar 'n ongeluk of iets was, ry hy net voor, totdat die wedren kan aangaan. Die Heilige Gees lei my en jou nie, sodat ons in ons eie krag dinge doen nie. Hy wil my en jou lei, hy wil in my en jou se lewe trooster wees, een wat met krag by ons staan, sodat hy die een is wat die krag voorsien. Sodat hy die een is wat vir my die vermoë gee om 'n anderster lewe te leef. Dis sy krag en vermoë wat my lewe laat werk. Ons volg nie in ons eie krag nie, ons volg in sy krag. Ek en jy moet aanhaak. Ons moet saamstap. Dis 'n vertroue kwessie, nie 'n vermoë kwessie nie. Die volheid van die Heilige Gees in my lewe is 'n vertroue kwessie, nie 'n vermoë kwessie nie. Dit het niks te doen met of ek en jy kan nie. Dit het alles te doen met vertrou ek hom genoeg. Paulus stel die vlees en sy begeertes teenoor die gees en sy begeertes, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, sê hy, en hulle staan teenoor mekaar. En wanneer Paulus hier van die vlees praat, is dit my eie ek. My eie ek, en hoe ek dinge wil doen, en my manier van hoe ek die leegheid in my lewe probeer volmaak met godsdienstige rituele, of met dinge, of met een of ander iets wat ek net voel, dit laat my beter voel oor myself. Dis ek wat probeer om myself tevrede te stel. Nou moenie die vraag antwoord nie, maar dink gou hieroor, hoeveel van julle het al hard probeer om jouself tevrede te stel? Jy weet, daar is 'n spreekwoord wat sê, you will never please them all. Jy sal nooit almal om jou tevrede stel nie. Ek het agtergekom, partykeer is ek en jy die moeilikste ouens om homself tevrede te stel. Want ons stel hierdie verwagting, ons het hierdie high hopes, en ons het ek gaan dit doen, en ek wil vanoggend vir jou sê, dit het niks te doen met my en jou vermoë om suksesvol te wees, dit het alles te doen met die vermoë van die Heilige Gees. Wanneer ek saam met die Heilige Gees stap, dan is ek nie arrogant nie, maar vol vertroue. Sien, die geveg wat ek vanoggend vir 'n oomblik met jou oor wil gesels, is die geveg tussen arrogansie en vertroue. Die Engels sê arrogance and confidence. Nou as jy nou confidence in Afrikaans gaan vertaal, dan is dit selfvertroue. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit het niks te doen met selfvertroue nie. Dit het alles te doen met die vertroue wat ek en jy in die Heilige Gees het, want dis nie
'n vermoë kwessie nie. Dit gaan nie oor my en jou vermoë om God te behaag en God se plan te leef nie. Dit gaan oor my en jou vertroue om hom genoeg te vertrou sodat die krag van die Heilige Gees in en deur my lewe werk. Vertroue is 'n oorgee ding. Wanneer die Gees my lei, gaan dit nie oor my nie, maar oor God, sy eer en ander om my se voordeel. Wanneer ek saam met die Heilige Gees loop, sal ek vol vertroue wees in plaas van om arrogant te wees. Nou, hoe lyk dit om arrogant te wees? En die gemors is, arrogansie of arrogance en confidence of vertroue lyk so baie naby aan mekaar. Want een ou sal opstaan en met vertroue sê, die Here gaan 'n groot ding doen, en die volgende ou gaan met arrogansie opstaan en dieselfde ding sê, want dit gaan nie oor wat by my mond uitkom nie, dit gaan oor wat in my hart aangaan. Die motief is wat wys. Is dit arrogansie omdat ek dink ek kan, of is dit vertroue omdat ek weet hy kan? So arrogansie is nie noodwendig die praat van groot dinge, ja, hy dink nou weer hy gaan alles regkry nie. Nee, dit gaan oor die motief van my hart. Arrogansie sê, ek kan en ek sal, want ek is beter. Arrogansie sê, dit is 'n steen op myself, omdat ek het vermoë, ek het geld, ek het so ek kan. Ek weet, want ek het al. Ek het dit al reg gekry, ek sal dit weer reg kry. Ek het al hierdie ding reg gedoen, ek sal dit weer reg doen. Ek het al sukses behaal, ek sal weer sukses behaal. Hoor, die motief agter dit is, ek kan, sodat ek suksesvol kan wees. Terwyl vertroue in God sê, ek kan, omdat hy in my die vermoë gee, en daarom sal hy die eer kry. En daarom sal hy verheerlik word deur dit wat ek doen. En daarom sal mense se lewens verander word, nie omdat hulle my vermoë raak sien nie, maar omdat hulle die krag van my trooster wat langs my staan met krag raak sien. Vertroue in self, dis wat arrogansie is hierdie vertroue in myself, wat ek kan doen, wat ek reg kry en al lank al kan doen en kon doen. In omstandighede wat moeilik raak, is iemand wat arrogant is, se vertroue in sy bronne. Ja, tye is taai, maar wie weet, ek het dan baie geld gespaar. Is dit waar my vermoë lê? Is dit waar my sukses lê en hoeveel ek gespaar het? Of is my sukses in stywe, taai ekonomiese tye in die feit dat God met my is? En hoor, ek het nou nie vanoggend gesê, moenie spaar nie, hoor. Maar jou vertroue moenie in jou vermoë om te spaar wees nie. Jou vertroue moet in jou God se vermoë om te voorsien wees. Want as jou vertroue in jou vermoë om te spaar is, dan gaan jy eerder spaar as gee. Maar as jou vertroue in God se vermoë is om te voorsien, gaan jy gee en hom vertrou sodat jy kan spaar. Groot verskil. Arrogansie is daardie beter as ander gesindheid wat sê ek is die beste vir die job en ek kan dit doen omdat ek glo ek kan. Terwyl vertroue sê ek is net hier vir die job omdat die Here besluit het en omdat dit sy krag is en omdat dit die Heilige Gees se ondersteuning is wat my lei. Vertroue in die Heilige Gees is daardie steen op sy krag, sy vermoë, wat beteken dat ek nie beter is nie, want ons almal het hom ewe nodig. Hy werk in my en kan in enige iemand anders se lewe ook werk. Maak die feit dat die Heilige Gees in my lewe meer werk as in Pietie se lewe, my 'n beter Christen as Pietie? Verseker nie. Want dit is nie 'n vermoë kwessie nie, dis nie 'n vermoë nie, dis 'n vertroue kwessie. As hy hom meer vertrou, gaan hy in hom dalk 'n beter en 'n groter werk kan doen. Want dis sy krag wat in en deur ons werk.
Dis sy vermoë wat ons laat slaag. Terwyl ek hieraan gedink het, gedink aan een van die bekendste stories in die Bybel, wat vir my arrogansie en vertroue uitbeeld. Ek lees gou vir jou in 1 Samuel, hoofstuk 17, hier van vers 32 af, hy sê, en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. Julle weet van wie's daai hom, né? Dis daai groot ou wat daar kom staan het en uitgeskreeu het, jy weet, doen iets as julle kan. Stuur 'n man om met my te veg, ou Goliat. En Dawid sê, u dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Nou so bietjie vroeër in hierdie verhaal, het Dawid aangekom by sy broers en vir hulle gevra, hoekom doen niemand niks aan hierdie ou nie? Julle gehoor wat sê hy van ons God en van ons God se volk? En toe sê sy broer vir hom, jy wil nou weer net moeilikheid veroorsaak. Jy sien, want Dawid se broer het Dawid so half gesien as, jy's nou weer arrogant mannetjie, jy dink nou weer jy kan alles doen. En as ek hier lees wat Dawid vir Saul sê, dan dink ek, joh, Dawid, wees versigtig, want hy sê, u dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord en gesê, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarom sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek, en as hy my aanval, gryp ek hom aan die baard en slaan hom en maak hom dood. Dis 'n wille man hierdie. Vers 36, u dienaar het die leeu, sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan soos met een van hulle. Hoor nou, hier word dit vertroue. Als wat hy tot nou toe gesê het, kan 'n mens so half dink, joh, hierdie mannetjie dink hy het dit. Maar hier word dit vertroue, dan sê hy, omdat hy die slagordes van die lewende God uitdaag. Dawid se motief is nie om te wys hoe cool en hoe awesome en hoe goeie slingervel soldaat hy is nie. Dawid se motief hier is, ek gaan nie toelaat dat hy so van my God en van my mense praat nie. Dit gaan oor God se eer. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Sien, Dawid was nie arrogant toe hy gesê het, ek sal hom aanvat nie. Dawid was vol vertroue in die krag van sy God, want het gesê, dieselfde God wat my gehelp het teen die leeu en die beer, sal my help teen hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Mag God se krag by jou wees. En is dit nie wat die Heilige Gees vandag in my en in jou lewe wil wees nie? God se krag by my, in my. Soos wat Dawid dit hier gehad het. Ons ken die verhaal verder, hy het probeer die wapenrusting van Saul aantrek, en hy het gesê, ek het nog nooit hiermee geloop nie, so ek kan nie regtig hiermee loop nie. Kan ek net vir jou sê, dat Dawid was jonk hier, maar nie 'n seun nie. Want as hy 'n seentjie was, het hulle nooit aangebied dat hy die wapenrusting moet aantrek nie. Hy het nie gesê, dis te groot vir my nie, hy het gesê, ek kan nie lekker daarmee loop nie, ek is dit nie gewoond nie. So ek neem aan, Dawid was hier omtrent Saul se size. Want hulle het gedink, dit gaan pas, maar Dawid het gesê, ek kan nie hiermee loop nie. Hierdie het gebeur nadat Dawid gesalf is as koning oor Israel. Terwyl Saul nou nog koning was. So, daar was maklik hierdie ding van Dawid, ja, ek is die volgende koning. Maar Dawid het glad nie daarna gedink of daaroor gewonder nie, want Dawid se hart was nie vol arrogansie oor sy vermoë en oor wat hy kan doen nie. Dawid se hart was vol vertroue. Die God wat my gehelp het met die leeu en die beer, sal my help met hierdie reus. Ek lees hier van vers 40 af, hy sê, daarop neem hy sy staf in sy hand,
en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit, en steek dit in sy herdersak wat hy gehad het, naamlik in die slingersak, en met sy slinger in sy hand, het hy nader gekom na die Filistyn. Kan ek net gou vir jou ietsie sê wat ek daar leer? Dawid het wat gedoen? Hy het sy staf gevat, hy het sy slingervel gevat, hy het 5 klippe opgetel, hy het hulle in die sak gesit en hy het na hom toe gestap. Vertroue in God beteken nie ek en jy doen niks nie. Vertroue in God beteken nie ek sit agteroor, nee ek vertrou die Here, hy gaan dit alles doen nie. Vertroue in God sê, Here ek vertrou U, ek gaan doen en U's by my. Want dis U krag wat in en deur my werk. Vers 41 sê, ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid, en die skilddraer voor hom uit. En toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig en 'n mooi voorkoms. Ek weet nie of Goliat nie van hom gehou het omdat hy mooi was nie, maar hy het rooi gesien. En toe sê hierdie Filistyn die volgende, hy sê, en die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Kyk gou wat doen Goliat. Want hier is die mooiste prentjie van arrogansie teenoor vertroue. Goliat sê, wat dink jy, is ek 'n hond? Wat hoor ek in dit? Goliat meet homself en Dawid teen mekaar. Goliat probeer dink jy ek is slegter as jy, want eintlik is ek groter as jy. Goliat het hierdie, ek moet my leegheid volmaak met iets. Al wat ek het is dat ek 'n groot, sterk man is, 'n kryger is met 'n groot swaard, en groter as almal hier om my is, en dit maak my wie ek is. En Dawid, hierdie klein mannetjie, kom aangestap, en Goliat meet vir Dawid, en hy sê, wat dink jy van my? Dink jy ek is 'n hond dat jy na my toe kom met 'n stok? Sien, arrogansie meet ander mense, terwyl vertroue die grootheid van my God meet. Want hier's wat Dawid doen. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Wat sê Dawid? Dawid sê, ek kom in die naam van die Here. Wat beteken dit? Dawid sê, ek kom in die erkenning dat die God wat ek aanbid groter is as jy. Dawid kom en hy sê, my vertroue is nie in my slingervel, in my klip of in my saais nie. My vertroue is in die grootheid en die goedheid van my God. Want ek is nie hier om myself op te lig of om myself beter te maak of om my eie leegheid vol te maak deur te sê ek het Goliat oorwin, nou voel ek beter oor myself nie. Ek is hier, sê Dawid, om te wys dat my God die enigste God is. Sodat hy die eer sal kry. As ek verder lees, dan sê hy, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Hier sy vertroue, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou sal wegneem. Dawid spreek van vertroue. Vers 47 sê, dan sal hierdie plek, sal hierdie hele menigte moet erken. Hy sê, ek gaan jou doodmaak, ek gaan jou kop afkap, en dan gaan almal weet, dat God is, vers 47. Kom ek lees. Hy sê, dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Dawid was nie arrogant nie. Dawid was vol vertroue. Dawid het nie gepraat oor hoe sy vermoë is en hoe baie hy geoefen het en hoe goed hy dit al kon regkry om met sy slingervel te werk nie. Dawid het nie een keer verwys na die leeu en die beer en gesê hy het dit gedoen in sy vermoë nie. God het die eer gekry daarvoor elke keer.
Dawid maak sy vertroue sigbaar. Jy sien wie wat het gebeur? Dawid het die geveg op die slagveld gewen, omdat hy lankal die geveg binne in hom gewen het. Ek en jy gaan nie in die omstandighede van die lewe die geveg wen, as ek nog nie in my eie hart en in my eie lewe uitgemaak het, dat dit sy vermoë en sy krag is wat my gaan laat slaag nie. Solank as wat ek dit gaan doen, gaan ek dit nie doen nie. Want solank as wat ek binne in myself verloor, gaan ek oral daar buite ook verloor. Dit mag vir my en jou, dit mag vir mense soos wen lyk, wanneer ons suksesvol is, volgens die wêreldse standaard van sukses. Die groot vraag is, hoekom doen ek wat ek doen? Is dit om my eie leegheid vol te kry, of is dit om die volheid van God se krag in my lewe met ander te deel? Om hom te verheerlik en om ander te help. Wanneer ek saam met die Heilige Gees loop, sal ek vol vertroue in sy krag en sy vermoë die oorwinning behaal. Die geveg begin egter by wie is in beheer. Is dit ek, in my eie ek self, vlees, mens, of is dit God se Gees wat in beheer is? Want as dit sy Gees is wat my lewe lei, wat my in alle waarheid lei, wat my leer en herinner aan alles wat Jesus vir my gesê het, as dit sy Gees is wat my lei om in gehoorsaamheid God se wil uit te voer, dan gaan ek in sy Gees se krag oorwin, want die Gees staan teenoor die vlees. Watter een wen in my lewe? Vanoggend wil ek vir myself bid, en ek wil saam met elkeen van julle bid. Want vanoggend wil ek na die Here toe gaan en sê, Here, help ons. Vat alle arrogansie van ek sal dit self doen uit ons lewens uit weg. En lei ons deur u Gees. Want as ek daai geveg binne in my wen, is geen reus daar buite vir my te groot nie. Psalm 139 vers 23 en 24 sê, deurgrond my o God, ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Die Message vertaling sê dit so mooi, hy sê, investigate my life, O God. Find out everything about me. Cross-examine and test me. Get a clear picture of what I'm all about. See for yourself whether I've done anything wrong. And then guide me on a road to eternal life. My uitdaging vanoggend aan jou is, maak 'n punt daarvan, om elke dag in alles die Heilige Gees te vra om jou te lei. Vanoggend, toe ek kerk toe stap vroeg, is hierdie gedagte by my, en hy was gone tot nou. Daar's 'n bewys, daar's 'n goeie toets. Vir watter dinge in my lewe is ek arrogant oor, en watter dinge in my lewe het ek vertroue voor. Daardie omstandighede in jou lewe waaroor jy bid, is omstandighede waarin jy vertrou. Daardie dinge in my lewe, daardie keuses, daardie besluite wat ek neem, sonder dat ek sy raad vra, is die dinge waaroor ek arrogant is. Want ek kan myself besluit. God het nooit besluit dat ek en jy pionne moet wees, en sommer maar net, eintlik nie pionne nie, wat is hierdie marionette, moet wees wat hy besluit nie, hy het vir ons eie wil en vrye keuse gegee,
Ek en jy moet elke dag besluit, Here, u plan is tog beter as myne. Waaroor is ek en jy arrogant in ons lewe? Wel, daai dinge wat ons nie met hom oor praat nie. Ag, maar ek praat met die Here oor baie groot goed, maar van die klein dingetjies wil ek hom nie meer pla nie. God word nie gepla deur my en jou klein dingetjies nie. Weet jy wat? As ek en jy nie oor die klein dingetjies bid nie, dan word die klein dingetjies later groot dinge in ons lewe. As ons hom nie toelaat om die krag in ons lewe te wees met die klein dingetjies nie, dan word die klein dingetjies groot dinge. Is dit die skrywer van Prediker wat gesê het, dis die klein jakkalsies wat die wingerd verwoes. Dis daai klein dingetjies in ons lewe wat, die Here stel nie hierin belang nie. Kan ek vanoggend vir jou sê, die Heilige Gees stel belang in elke aspek van jou lewe, die klein dingetjies en die groot dinge. Daarom moet ons bid oor alles. Dit beteken nie ek moet oor alles bid en nooit niks doen nie. Dit beteken ek moet altyd vra, Here, nie my krag nie, maar in u krag. Ek wil u vertrou. Ek wil u vertrou. My uitdaging vanoggend vir jou, is dat jy vanoggend sal sê, Here, deurgrond my. Ken my hart, toets my en ken my gedagtes. En Here, as daar enige arrogansie of eie ek in my is, help my om te sterf vir myself en op u te vertrou. Want wanneer u krag in my lewe die prioriteit is, dan sal God se krag my elke reus in my lewe help oorwin. As jy vanoggend hier is en jy sê, jy wil vanoggend saam met my bid, dan wil ek jou vra, dat jy saam met my sal staan. Net as 'n bewys van, Here, hier sê ek kom na u toe. Kom na u toe om te sê, Here, ek kan nie myself help nie, ek het soveel dinge self probeer, maar ek besef, dat die geveg hier binne in my, vir wie in beheer is, ek of u Heilige Gees, is die eerste geveg wat ek moet wen, want as u Heilige Gees in beheer is, dan sal ek oorwin. God se Gees was in beheer van Dawid se lewe, daarom het Dawid vir Goliat oorwin. As Dawid in beheer was, het Goliat gewen. So ek vra jou, as jy vanoggend saam met my hierdie gebed wil bid, staan asseblief saam met my. Here Jesus, terwyl ons staan, terwyl ons harte vanoggend na u toe bring, is my gebed, deurgrond ons, o God. Ken my hart. Toets my, Here, en ken my gedagtes. Here, kyk na ons harte, kyk na ons gedagtes, kyk na ons manier van dink, ons manier van doen. En Here, help ons, dat ons nie op 'n weg van smart sal wees, Here, ons nie op 'n pad sal wees, wat sal lei tot die negatiewe en die slegte en die moeilike nie. Maar dat ons 'n pad sal loop van oorwinning, omdat u in ons reeds die oorwinning bewerk het. Here, my gebed is, dat u ons elkeen sal deurgrond, en dat u aan ons arrogansie, en ons eie ek, sal openbaar. En Here, dat ons dit sal eenkant toeskuif, en sal sê, nie in my krag nie, maar in u krag, Heilige Gees. In u krag wil ek 'n suksesvolle pa, 'n suksesvolle ma wees. In u krag wil ek 'n suksesvolle student en 'n suksesvolle skoolkind wees. In u krag wil ek 'n suksesvolle besigheidsman wees. In u krag wil ek 'n suksesvolle voorman wees. Wil ek 'n suksesvolle oupa en ouma wees. In u krag wil ek 'n suksesvolle man wees, 'n suksesvolle pa wees. In u krag wil ek 'n suksesvolle pastoor wees. In u krag, Here, in u krag, want ek kan dit nie in my eie krag doen nie. Here, as ek dit in my eie krag probeer doen, het ek klaar verloor. Maar in u krag kan ons oorwin. Heilige Gees, wees u die generator in elkeen van ons se lewens. Dat daar die dunamis krag
in ons lewens sal werk, sodat ons nie getuies sal wees noodwendig deur wat ons sê nie, maar dat ons getuies sal wees deur die manier hoe ons leef, dat wanneer mense vir ons vra, hoe kry jy dit reg om nee te sê vir hierdie dinge in die lewe, hoe kry jy dit reg om hierdie standaard van lewe te leef, dan kan ons getuig en sê, nie in my krag nie, in sy krag, want hy is my trooster, hy is die een wat langs my inkom. Here, ek bid, help elkeen van ons, om hierdie prentjie van hierdie twee mannetjies hiervoor te onthou hierdie week, en om te onthou, ons is in 'n geveg betrokke, en om elke dag, in elke omstandigheid te kies, om eerder te vertrou, as om arrogant te wees, en te dink ons kan dit self doen. Want ons het U nodig. Here, ons het 'n begeerte om van U te hoor, om U stem te hoor. Here, ons het 'n begeerte om U woord te lees, en dit te gehoorsaam. Heilige Gees, ek het 'n begeerte om meer sensitief te wees vir U leiding, sodat ek 'n oorwinnaar kan wees in hierdie lewe. En as jy vanoggend saam met my stem, wil ek jy moet amen sê. Amen. In Jesus naam. Amen.